in 'n held se teenwoordigheid. Die vrou kyk aan die mooi, sensuele gesig. Sy sien die soenbare lippe, vol en ryp, die gleufies daarin, die pragtige hande, sag op die heldin sin. En vir 'n oomblik is sy die heldin in die mooi, onweerstaanbare man se teenwoordigheid. Heeltemal verras dat hierdie gevoelens van sensualiteit na soveel dekades hulle verskyning kom maak het. Dis gekkigheid, probeer sy haarself oortuig. Dis net fiksie, 'n TV-reeks. Daardie onweerstaanbare man is ongetwyfeld die fantasie van miljoene vroue in ontelbare huise, woonstelle en wie weet waar nog. Maar dis meer as net die lippe, die amperse onwerklike skoonheid. Dis die redder aspek van sy karakter. Hy kom om die heldin te bevry, haar op te tel. Hierdie gevoelens bring 'n glimlag op haar middeljarige gesig. Is sy bly dat die saadjies van intimiteit na iemand van die teenoorgestelde geslag hulle verskyning kom maak het? Al is dit slegs akteurskap voor warm filmkameras. Sy besef dat dit nie oor die eksplisiteit van seks gaan nie, maar oor die emosionele warmte in 'n held se teenwoordigheid. Sy fantaseer in die dag oor die man met die mooi lippe, terwyl sy in die kombuis staan en deur die roetine voorbereiding van middag en aandetes gaan, terwyl sy in onaantreklike huisklere met 'n voorskoot die wasgoed ophang, vloere vee. Die soen wat hy op die heldin se gewillige lippe geplant het in 'n begeerige verstand, herhaal. So haar siel probeer voed na dit wat sy so broodnodig het. Maar helaas is dit nie so nie. Die vrou besef dat hierdie begeertes na emosionele warmte heel waarskynlik nooit vervul sal word nie. Maar 'n vrou bly 'n vrou. Solank die vrou nie saam met die mooi gesig onder komberse woel nie. En so sal sy in die vryheid van fantasie bly leef, tot op daardie dag, wanneer sy in die heilige een se arms staan. Hy, die uiteindelike held, intieme liefhebber van 'n vrou se gebroke, brose, siege